'n probleem soos Maria, in Lukas 1-2. Jare gelede het baie van ons blootstelling gehad in die bekende verhaal en fliek van Sound of Music, wat tydens die Tweede Wêreldoorlog afgespeel het. Die hoofkarakter van hierdie fliek was 'n tannie met die naam van Maria, wat nie lekker ingepas het in die plaaslike klooster nie, en uiteindelik gaan werk het as 'n kinderoppasser by die edelman se huis. Maar daardie Maria was 'n probleem wat die mense nie geweet het hoe om te hanteer nie. She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her whimper, she has curlers in her hair. I've even heard her singing in the abbey. She's always late for chapel, but her penitence is real. She's always late for everything, except for every meal. I hate to have to say it, but I very firmly feel Maria's not an asset to the abbey. I'd like to say a word in her behalf. And say it, Sister Margareta. Maria makes me laugh. How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? How do you find a word that means Maria? A flippity-gibbet, a will-o'-the-wisp, a clown. Many a thing you know you'd like to tell her. Many a thing she ought to understand. But how do you make her stay and listen to all you say? How do you keep a wave upon the sand? Oh, how do you solve a problem like Maria? How do you hold a moonbeam in your hand? When I'm with her, I'm confused, out of focus and bemused, and I never know exactly where I am. Unpredictable as weather. She's as flighty as a feather. She's a darling. She's a demon. She's a lamb. She'll outpester any pest, drive a hornet from its nest. She can throw a whirling dervish out of whirl. She is gentle, she is wild. She's a riddle, she's a child. She's a headache. She's an angel. She's a girl. How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? How do you find a word that means Maria? A flippity-gibbet, a will-o'-the-wisp, a clown. Many a thing you know you'd like to tell her. Many a thing she ought to understand. But how do you make her stay and listen to all you say? How do you keep a wave upon the sand? Oh, how do you solve a problem like Maria? Ons almal ken die verhaal van Kersfees, van die maagdelike geboorte van Jesus, met Maria en Josef op die kantlyn. Die Katholieke Kerk het iewers langs die pad oorboord gegaan met hulle Maria-verering, waar sy deur baie aanbid word as selfs belangriker as Jesus. Selfs party Lutherane en Ortodokse kerke het haar opgehemel na 'n vlak bokant ander heiliges. In party lande vorm Maria die sentrum van enige godsdienstige aanbidding en verering. Baie sogenaamde Christene het ikone van Maria wat prominent in hulle huise staan en gereeld vereer word. Selfs die paus kroon die ikoon van Maria as sy koningin. Mens wonder waar het al die beheptheid met Maria begin? Waar het die mens die kluts kwyt geraak? Selfs die moslems sien haar as een van die mees regverdige vroue wat nog ooit gelewe het. En volgens Wikipedia sê die enigste vrou wat genoem word in die Koran.
Dikwels sien jy portrette of beelde van Maria met die baba Jesus. En ter duisende gebede word gerig aan Maria, asof sy die tussenganger is tussen God en mens, nie Jesus nie. Nêrens in die Bybel word mense aangemoedig om Maria te gebruik in hulle gebede nie. Deur die eeue die brandglasvensters van baie kerke en kathedrale iets van Maria probeer uitbeeld. In die Sint Pieters Basilika in Rome sien jy hierdie skildery van Maria waar sy koninklike status verwerf het in die Romeinse godsdiens, omring deur engele. In Brasilië kom jy af op hierdie reuse standbeeld van Maria wat die sentrum vorm van die katholieke geloof daar. Pelgrims besoek gereeld plekke waar Maria verskyningsplase vind het. Volgens Google het Maria 21.000 keer al verskyn, partykeer selfs in Amerika en Kanada en verskeie Europese lande. En blykbaar kon die hele Japan op TV sien hoe die standbeeld se trane loop, genoem Our Lady of Akita. Verskeie standbeelde word deur pelgrims besoek waar Maria beelde trane van bloed huil. Toe populêre beeld in Sicily trane van bloed gehuil het in 2002, het die kerkamptenare toetse laat doen en is gevind dat die bloed behoort het aan een van die vroue in die dorp. Die Madonna beeld in die dorp Civitavecchia in Italië het in 1995 begin om trane van bloed te huil en omtrent 60 mense die verskynsel dopgehou, as ook die biskop. Die bloed is getoets en is gevind dat het behoort aan 'n man. Die beeld se eienaar, Fabio Gregori, het geweier dat hulle 'n DNA-toets op hom doen. Allerlei fopspille is deur die eeue ontbloot, maar dit het nie pelgrims weerhou daarvan om iets te gaan soek wat hulle graag wil sien nie. Allerlei sulke heilige plekke word deur pelgrims besoek as 'n hoogtepunt van hulle geestelike belewenis. Plekke soos Fatima, Lourdes, Medjugorje en Guadalupe word jaarliks oorstroom deur geestelike pelgrims wat iets van Maria wil beleef. So 'n pelgrimstog kos deesdae tot $4.200 per persoon. Die mees bekendste Maria-aanbiddingsplek is die Sanctuary of Our Lady of Fatima in Portugal. Die grootste Maria-beeld word genoem Monte Maria in Batangas City in die Filippyne en is omtrent 100 meter hoog. Volgens oorlewering het sy haar laaste dae gesluit in die antieke stad van Efese, waar duisende pelgrims die Miriam Anna Kultuurparkie of Maria se huis gaan besoek. Volgens Hippolytus van Thebes, 'n skrywer uit die 8de eeu, het Maria glo nog 11 jaar geleef na die dood van Jesus en gesterf in 41 na Christus. Moslems glo weer sy is dood in Jerusalem in die jaar 120 na Christus. En jy kan haar graf gaan besoek in die Kidron-vallei. Volgens een katholieke tradisie het Maria geen ander kinders gehad nie, want dit sou haar maagdelikheid aantas. Die Bybel verskil egter van hulle en noem selfs Jesus se broers en susters se name. Maria.
Die reformatie het Maria teruggesit op haar plek, as maar net 'n gewone mens, terwyl Jesus al die aandag gekry het. Kersfees het tog oor hom gegaan, nie oor moeder Maria nie. Maar vandag gaan ons so 'n bietjie hierdie tannie van naderby bekyk, soos wat die Bybel vir haar aan ons openbaar. Wie was sy en wat wil God vir ons leer deur haar lewe? Het jy geweet daar is 2 weergawes van die Kersfees storie in die Nuwe Testament? Alhoewel geleerdes die verskille debatteer en probeer om die 2 met mekaar te versoen, is daar eintlik 'n eenvoudige verklaring. Matteus vertel Josef se storie en Lukas vertel Maria se storie. As jy ooit daaroor sou twyfel, gaan lees maar net die 2 weergawes vir jouself. Matteus vertel die storie soos 'n man dit sou vertel het. Lukas lê weer klem op dinge wat vir 'n vrou belangrik sou wees. So wat weet ons omtrent Maria? Volgens sekere tradisies was haar pa se naam Eli. Party glo sy het 'n suster gehad met die naam van Salome. Die Lukas evangelie vertel vir ons dat sy 'n verlangse familielid gehad het met die naam van Tannie Elisabeth. Maria self was nog jonk en sy was arm. Sy was egter iemand wat toegewyd in God geglo het en natuurlik was sy baie verlief. Sy het 'n man in haar lewe gehad wat graag met haar wou trou. Dis dalk daardie laaste gedagte wat vir ons die sleutel gee tot die storie. Maria was 'n tiener wat verlief was. Sy mag dalk nog so jonk as 12 of 13 gewees het, of dalk so oud as 18, 19. As ons die gemiddelde sou vat van omtrent so 16, sou ons nie ver verkeerd gewees het nie. Die storie begin waar Maria beloof is aan Josef. Dit beteken dat sy formeel ingestem het om met hom te trou, maar die trou het nog nie plaasgevind nie. Mense kan dit seker vergelyk met ons verlovingstradisie. Tussen die verloving en die troue was daar 'n periode wat enigiets kon wees van 6 maande tot 'n jaar. Gedurende daardie tyd is die paartjie gesien as getroud en hulle kon mekaar man en vrou noem. Maar hulle het nog nie saam geslaap nie en ook nog nie saam gewoon nie. Hulle het nog rein gewag vir die finale publieke huweliksseremonie. Volgens daardie gebruik het Maria steeds saam met haar ouers in die huis gebly en Josef saam met sy ouers. Na die publieke troue en fees sou Maria en Josef saam woon as man en vrou, maar wanneer dit plaasgevind het, word nie vir ons vertel in die evangelies nie. Alles in Lukas 1 en 2 gebeur in hierdie agtergrond. Maria is waarskynlik so 16 jaar oud, maar sy woon nog saam met haar ouers in Nasaret. Sy het met groot verwagting uitgesien na haar troudag. Net soos tieners dwars oor die wêreld, kon sy seker aan omtrent niks anders dink nie. As ons sou aanneem dat die huweliksfees nog 4 of 5 maande weg was, kan jy jouself voorstel dat al haar gedagtes gesirkel het om dieselfde dinge wat voornemende bruide vandag oordink en praat. Die gastelys, die versierings, die kos, die musiek, wat sy sal aantrek, en waar hulle al die gaste sal laat tuis gaan wat vanaf ander plekke inkom. Maria was gelukkig, dit was die mees opwindende tyd van haar lewe. En is net mooi op hierdie punt wat God haar wêreld betree. Hy staan op die punt om 'n onbekende tienermeisie te vra om betrokke te raak in iets wat so skokkends is, dat dit deur niemand geglo sou word nie. Wat God van Maria sou vra, sou haar lewe vir altyd verander. Weg is die gelukkige drome van 'n pragtige huweliksfees, weg is die dae van uitsien na daardie dag, weg is al die deurdagte planne vir die fees, weg is al die hoop vir die mooiste troue met die wêreld se wonderlikste man. Weg is al haar dogtertjie drome en hoop van 'n stil lewe in 'n huis wat sy persoonlik sou versier. Weg is al die visioene van 'n huis vol kinders wat in liefde gebore sou word en grootgemaak sou word met groot omgee. Sy sou trou, maar dit sou nie wees voordat allerlei gerugte omtrent haar oor die platteland versprei het nie. Daar sal 'n huweliksfees wees, maar nie op die manier wat sy dit beplan het nie. Sy sou 'n huis hê, en dit sou gevul word met kinders, maar oor haar familie sal daar altyd 'n donker wolk van suspisie en agterdog hang. Dit sou alles gebeur, maar nie op die manier wat sy verwag het nie. In Lukas 1 vers 26, in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël na Nasaret toegestuur, 'n dorp in Galilea. Hy moes 'n belangrike boodskap na 'n meisie toe neem wat daar gebly het. Haar naam was Maria. Sy het nog nie seksuele gemeenskap met 'n man gehad nie. Sy was verloof aan Josef,
'n man uit die nageslag van koning Dawid. Toe Gabriël en Maria aankom, het hy haar gegroet en gesê, "Goeiedag, ek het baie goeie nuus vir jou. Die Here het groot genade aan jou bewys. Hy is by jou." God se ingrype in haar lewe begin deur 'n engel te stuur. Hierdie 2 verse skep 'n historiese raamwerk vir wat daarna sou volg. Hulle vertel vir ons dat wat op die punt staan om te gebeur, werklik so gebeur het. Dis nie 'n episode wat uit een of ander skrywer se duim gesuig is nie, of een of ander godsdienstige hallusinasie nie. En dit is die waarheid. As ons daar was, sou ons het ook gesien het, wat Maria gesien het. Wel, wat het Maria gesien? Sy het 'n engel gesien met die naam Gabriël. Ons ken sy naam, want die teks voorsien dit. Ons sien ook 'n paar ander belangrike feite. Dit het gebeur in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, wat ook bonatuurlik was. Ons weet die verhaal het afgespeel in die klein dorpie van Nasaret in Galilea. Ons weet ook dat dit gebeur het toe Maria en Josef nog verloof was aan mekaar. Die verse noem vir ons 2 feite omtrent Maria. Sy was nog 'n maagd, iemand het nog nie by 'n man geslaap het nie. In die Grieks word daardie feit 2 keer herhaal. Dit beteken sy 'n jong vrou was op troubare ouderdom wat nog nooit intimiteit beleef het met 'n man nie. Tweedens is sy geen idee gehad wat op die punt gestaan het om te gebeur met haar nie. Maria word totaal in die duister gehou sonder enige leidraad dat haar lewe vir altyd sou verander. Nog 'n feit het ons met raak sien is Maria en Gabriël op die punt gestaan het om 'n gesprek met mekaar te hê, waarin Gabriël die meeste van die praatwerk sou doen. Hy het 3 verskillende dinge vir haar gesê en sy het 3 keer gereageer daarop. Elke keer wat Maria terugpraat, sien ons maar net hoe sy die onmoontlike begin glo. Kom ons kyk of ons verbeelding vrye teels gegee kan word oor wat hier gebeur het. Kom ons veronderstel dat die Gabriël verskyn het aan Maria terwyl sy tuis besig was om haar ma te help met alledaagse taakies. Kom ons neem aan, dit was iewers in die middel van die dag. Wat was Maria besig om te doen? Uiterlik was sy besig met alledaagse dinge, soos om put toe te gaan om water te kry of om water te skep om die wasgoed mee te was. Dis reeds middag en Josef sou daardie aand oorkom vir aandete. Sy was opgewonde om hom te sien en het uitgesien daarna om met hom oor die huweliksfees te praat. Dalk iets omtrent 'n nuwe rok, wat sy dink hy van sal hou. En dalk het dit te doen met 'n helder kleurige serp om die nek, daardie tipe wat Josef ook van sal hou. In haar gedagtes was sy besig om 'n lysie te maak van al die dinge waaroor sy met hom sou wou praat. So baie details, maar so min tyd. Na die aandete sou hulle waarskynlik op 'n romantiese wandeling gaan op die pad wat na Kapernaum se rigting lei. Maria kon skaars wag om alles gereed te kry vir Josef se klop aan die deur. Maria se ma onderbreek haar gedagtewêreld deur haar te vra om water te gaan haal by die put. Maar Maria is heel gelukkig om dit te doen, want sy geniet dit om werkies vir die huis te doen en in die huis te doen. Haar gedagtes is gevul met Josef en die troue en allerlei gelukkige gedagtes omtrent hulle toekoms saam. Dis seker hoekom sy nie die vreemdeling gesien staan het langs die olyfboom in die agterplaas nie. Sy sou hom waarskynlik nie raak gesien het nie, totdat sy in hom vasgeloop het. Hy was meer as 6 voet lank, donker met bruin krullerige hare en vlerke. Sy het opgekyk na hom en wou net sê, "Ekskuus tog," toe iets in haar laat huiwer. Dit was nie vrees nie, maar meer iets soos verrassing en verstomming. Wie was hierdie vreemde man en hoekom het hy hier in haar agterplaas gestaan? Toe begin hy te praat en dis asof sy skielik 'n spook sien. "Gegroet, ek bring goeie nuus, jy wat guns by God gevind het. Die Here is met jou." Maria het geen idee gehad wat om met daardie woorde te maak nie. Want niemand loop jou tromp op raak met die woorde goeie nuus. Vandag is jou gelukkige dag. Die Here het jou geseën met 'n spesiale seëning nie. Hoe op aarde reageer jy op so iets? Maria was baie verbaas oor sy woorde. Wat is aan die gang, het sy haar afgevra. Maria het gewonder wat 'n tipe groet hierdie was. Dit was al omtrent 2 uur die middag, sy was 16 jaar oud en het op die punt gestaan om te trou met Josef. Sy was nog besig om te droom van haar en Josef se romantiese wandeling op pad na Kapernaum. Al wat sy gekom het om te doen, was om 'n emmer water uit die put te trek, sodat die wasgoed gewas kon word. Nou verskyn daar skielik 'n vreemdeling wat iets baie vreemds in haar vertel. Dis geen wonder sy was verbaas nie. Maar dis nog nie eens die helfte nie. Sonder om doekies om te draai gaan Gabriël voort,
om haar iets te vertel wat haar tot stilstand ruk. Hy vertel haar dat sy 'n baba gaan hê. En dis nie sommer enige baba nie, sy sou geboorte gee aan die Seun van God. Onthou, sy was 'n tiener, baie verlief, en op pad na die put om water te skep. Jy het sulke woorde glad nie verwag nie. Die engel het haar egter gou gerus gestel, moenie bang wees nie. God het 'n wonderlike verrassing vir jou. Hy het jou uitgekies vir 'n spesiale taak. Jy sal binnekort begin verwag. Een van die dae sal jy 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees, so belangrik dat hy die Seun van die Allerhoogste God genoem sal word. Die Here God sal hom aanstel om te heers oor die koninkryk van sy voorvader Dawid. Jesus sal vir altyd oor Israel regeer. Sy koningskap sal nooit ophou nie, nooit nie. Wat 'n vreemde manier om 'n gesprek mee te begin. Hoe sou sy kon reageer op daardie woorde van Gabriël? Sy was besig om te wag vir Josef se aankoms vir aandete en haar lewe was omtrent perfek gewees. Nou kom hier skielik 'n vreemdeling aan met die vreemdste voorspelling wat jy al ooit in jou lewe gehoor het. Sal jy argumenteer? Sal jy vra vir meer details? Bel jy 911? Roep jy jou ma? Of sê jy, wie is Jay en wat soek Jay in my se agterplaas? Of sou jy sommer net hardop begin lag het vir so 'n onmoontlike scenario? Maria sou nie geblameer kon word vir enige van daardie reaksies nie. Maar sy doen niks van daardie dinge nie. Sy spring oor al die harde vrae. Toe Gabriël sê hy sal genoem word die Seun van die Allerhoogste, is sy nie gevra oor wat dit beteken of hoekom dit juis sy is wat gekies is vir so 'n eer nie. Geen een van daardie gewone vrae flits deur haar kop nie. Sy het net een vraag. Net een tegniese puntjie wat sy wou opklaar. Maria vra toe benoud vir Gabriël, maar hoe is so iets moontlik? Ek het nog nooit eens by 'n man geslaap nie. Dis 'n doodnormale vraag. Maria is verloof, maar nog nie getroud nie. Sy het nog nooit 'n intieme verhouding met enige man gehad nie. Sy het genoeg geweet van die bytjies en blommetjies om te weet dat hier 'n slang in die gras is. Hoe is dit dan moontlik dat sy swanger kan word en 'n seun baar? Maria betwyfel nie die Engelse woorde nie, alhoewel dit sekerlik ongelooflik geklink het. Sy het geglo wat die engel gesê het. Haar enigste vraag het te doen met die hoe. Hoe so iets moontlik sou wees. Hoe so iets kon gebeur. In wese sê sy vir Gabriël, okay, ek is gewillig om my deel te doen, maar jy beter vir my verduidelik hoe ons hierdie klein probleempie gaan oplos. Almal weet mos dat babas niks met ooievaars te doen het nie. En dis ware geloof. Dis om die onmoontlike te glo. Dis om God te vertrou, wanneer al die feite die teendeel bewys. En nou dat die groot vraag geopper is, het Gabriël nog een finale woord vanaf God. Dis die enigste verduideliking vir die maagdelike geboorte in die hele Bybel. Daarop antwoord hy, moenie jou bekommer nie, die Heilige Gees sal hiervoor sorg. Die Allerhoogste se krag sal 'n kind in jou verwek. Hierdie kind wat van God afkom, sal die Heilige genoem word, die Seun van God. Die sleutelpunt in Gabriël se verduideliking is dat wat op die punt staan om te gebeur met Maria, die resultaat sou wees van 'n direkte, bonatuurlike ingrype deur God. Die Heilige Gees is die agent van die maagdelike geboorte. Die Seun van God is 'n resultaat van die maagdelike geboorte. Dit suggereer iets wat dikwels ontken word, selfs in evangeliese sirkels. Dit word soms gesê dat die maagdelike geboorte nie nodig was nie, alhoewel dit wel gebeur het. God kon Jesus op enige ander manier ook in die wêreld ingebring het. Gabriël se woorde beskryf egter die teenoorgestelde. Die hele punt is dat die maagdelike geboorte die Heilige Seun van God sou produseer. Sonder die maagdelike geboorte deur die Heilige Gees sou die Heilige van God nie gebore kon word nie. Dit suggereer dat daar geen ander manier was vir Jesus om gebore te word nie. Gabriël se woorde onderstreep dat die maagdelike geboorte nie net 'n Kersfees wonderwerk was, wat God kan gebruik of nie. Sonder die maagdelike geboorte sou daar geen Kersfees gewees het nie. As iemand die biologie van 'n maagdelike geboorte van Jesus sou bevraagteken, is daar net hierdie vers wat ons vir hulle kan gee. En die Griekse woord wat ons vertaal met oorskadu, is gebruik om God se sigbare teenwoordigheid in die Ou Testamentiese tabernakel te beskryf. Dit het prentjies na vore geroep van die God van lig wat persoonlik gewoon het tussen sy mense.
Ons dink ook terug aan Genesis 1, toe die Gees van God oor die water gesweef het. God se kragtige teenwoordigheid sou op Maria rus, sodat sy die kind, wat die seun van God genoem sou word, kon baar. Hierdie beteken dat Gabriël alles mooi duidelik gemaak het vir Maria? Natuurlik nie. As jy ooit 'n kursus gevat het in embriologie, sou jy weet dat selfs 'n gewone swangerskap binne die menslike baarmoeder gesluier is in iets van 'n misterie. En daarom was hierdie unieke swangerskap iets wat die menslike verstaan nog meer sou pyp kan. Hoe die woord van God wat al bestaan het, 'n menslike natuur kon aanneem, was 'n misterie. Nie God of Gabriël het verwag dat Maria alles moet verstaan nie. Al wat van haar verwag is dat sy glo en gewilliglik sou instem. Omdat Maria waarskynlik baie twyfels en vrae sou gehad het, vertel Gabriël vir haar van haar tannie Elisabeth. Sy was alreeds 6 maande swanger, iets wat 'n totale wonderwerk was op haar ou dag. Sy was bar en boonop was sy en Zachariah al veel te oud om kinders te kry. Tog, deur 'n wonderwerk van God, het sy nou haar eersteling verwag. Die kind wat daar gebore sou word, sou Johannes die Doper wees. Die twee gevalle was nie dieselfde nie. Maria was nog maar 'n tiener, terwyl Elisabeth seker al 70 jaar oud was. Elisabeth se swangerskap het op 'n natuurlike manier plaasgevind, terwyl Maria se swangerskap deur die Heilige Gees sou wees. Maar dis nie die eintlike punt nie. Die punt is dat beide voorbeelde was van menslike onmoontlikhede, wat moontlik gemaak is deur die woorde en beloftes van God. Ek het nog goeie nuus vir jou. Elisabeth, 'n familielid van jou, verwag ook. Soos jy weet is sy al baie oud. Tog sal sy een van die dae 'n seun hê. Sy is al 6 maande swanger. Die engel sê basies vir Maria, as jy begin twyfel aan my woorde, kyk maar net 'n slag na Elisabeth. Sy verwag haar eersteling, selfs al was sy tegnies te oud om enige kinders te hê. As God dit vir haar kon doen, dink jy nie, hy kan dit ook vir jou doen nie? Dit bring ons by die volgende vers, 'n wonderlike vers vir Kersfees wat dikwels misgekyk word. Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie. God is in staat om enigiets te doen wat hy wil. As hy wil hê dat 'n maagd moet swanger word, kan hy dit doen. In die geskiedenis van die kerk is Maria dikwels voorgestel as 'n mystieke, anderwêreldse figuur. As jy so kyk na party van die groot skilderye van Maria, maak die skilders haar so vredevol en mooi dat sy soort van vergeet dat sy 'n regte persoon was. En dis jammer, want Lukas maak dit duidelik dat sy 'n normale meisie was, met geldige twyfel, goeie vrae en 'n opregte geloof. Nêrens anders word dit meer duidelik gesien as in die volgende vers nie. Toe sê Maria, ek is in die Here se hand. Sy wil moet in my lewe geskied. Laat alles met my gebeur presies soos u gesê het. Daarna het Gabriël vertrek. Waarskynlik is dit een van die grootste uitdrukkings van geloof in die hele Bybel. Ons lees dit gereeld oor, sodat ons vergeet hoe groot 'n besluit dit werklik vir haar was. En nou dis waarskynlik nog 2 uur die middag. Sy 16 jaar oud en baie verlief, haar ma het haar dalk gevra om water te gaan haal vir die wasgoed, en op pad na die put loop sy 'n man raak wat sy nog nooit voorheen gesien het nie. Hy vertel haar dat sy swanger gaan word en dat sy geboorte gaan gee aan 'n seun en dat hy die seun van God sou wees. Toe sy hom so uitvra oor die hoe, sê hy maar net, ag wat, moenie jou daaroor bekommer nie. Die Heilige Gees sal oor jou soos 'n wolk kom, jou bedek en jy sal swanger word. Dit is so maklik soos dit. Wat sê jy vir so iets? Maria het ja gesê. En ja vir God, ja vir die onmoontlike en ja vir die plan van God. Het haar hart woes geklop met haar eerste ja? Waarskynlik. Daar was sy, met hande wat effens bewe, met groot onskuldige oë en 'n oop mond, besig om vrae te vra van 'n engel, besig om te wonder oor goed, onseker. Maar die engel sê vir haar, niks is onmoontlik met God nie. Maria vat 'n diep asemteug en antwoord, laat dit met my gebeur soos jy gesê het. En met daardie woorde het Kersfees in ons wêreld ingekom. Dit het Maria baie gekos om ja te sê vir God. Van daardie oomblik af het sy die kritiek en skande en skindertonge van haar vriendinne beleef. O Maria, hoe kan jy van ons verwag om so 'n bizarre storie te glo? Het julle gehoor van Maria
Ek dink Josef het oor die tou getrap met haar. Dit was kinderstorie op kinderstorie wat al 2000 jaar oor vertel word. Fluisteringe van buiteegtelike verhoudings, taboes het oortree is, skandes wat op haar is. Maria het geweet om ja te sê vir God dalk kon beteken dat sy misverstaan sou word en in die publiek tot skande gemaak kan word. En weg was haar reputasie as 'n rein meisie en haar drome van 'n stil gelukkige lewe in Nasaret. In die jare wat kom sou haar lewe by tye gelukkig wees, maar dinge sou nooit weer stil wees nie. Omdat ons die einde van hierdie storie ken, kyk ons die moontlikheid van egskeiding maklik mis. Maria het geen idee gehad oor hoe Josef sou reageer op haar skielike swangerskap nie. Sou hy ontplof, haar van allerlei dinge verdink, of haar los soos 'n warm patat? Sou hy haar in publiek verneder? Sou hy hulle verloving verbreek om sy eie bas te red? Soos die storie ontwikkel het Maria wel alle redes gehad om bekommerd te wees oor Josef. Hy het nie ontplof of haar in die publiek verneder nie, maar hy wou wel hulle verloving verbreek. Hy het haar nie geglo nie. Al wat hy weet, was dat hy totaal onskuldig in hierdie drama ingesleep is. Net 'n Engelse ingrype het Josef gekeer om dit te doen. Deur ja te sê vir God het sy die risiko geloop om die man vir wie sy lief was te verloor. Haar hele toekoms het aan 'n draadjie gehang. En hierdie dinge was maar net die begin. Maria het geen idee gehad wat die toekoms alles vir hulle ingehou het nie. Voor alles verby was, sou sy diepe ongerief verduur, hartseer en verwerping beleef, teenstand, kindertonge, verwarring, angs, wanhoop en alleenheid. Op die ou end sou sy een van die grootste pyne denkbaar beleef, toe sy sien hoe haar seun aan 'n Romeinse kruis sou sterf. Maria het nie van al hierdie dinge geweet wat kom nie. Miskien as sy daarvan geweet het, of die volle prentjie verstaan het, sou sy dalk nie ja vir God gesê het nie. Maar is dalk goed dat mens nie alles weet nie. Partykeer wens ons, ek wens ek het geweet wat die toekoms alles vir my inhou, maar jy wil nie regtig weet nie. Dit is baie beter dat jy nie weet wat alles oor jou lewe gaan loop oor 10 of 15 jaar nie. Maria het nie die volle koste geweet van wat haar ja-woord aan God vir haar persoonlik sou kos nie. Maar deur 'n besluit te maak, het sy nooit teruggekyk nie. Die twee aspekte omtrent haar lewe was seker die grootste dinge wat ons omtrent haar kan sê. Is dit sy in God geglo, toe dinge totaal onmoontlik gelyk het. En tweedens het sy nooit teruggekyk nie. Toe God sê, is jy gewillig om die onmoontlike te glo, het Maria geantwoord, ja, ek is. Sonder daardie ja, sou daar geen Kersfees gewees het nie. Sonder twyfel het Maria seker gewonder, hoekom ek? Hoekom sou God juis vir my kies, 'n obskure plattelandse meisie in 'n onbelangrike dorpie, om die moeder te word van God se seun? Daar's baie antwoorde wat niks te doen het met Maria nie. Maar daar is wel een antwoord wat alles te doen het met haar. God het haar gekies, omdat hy haar vertrou het. Hy het geweet dat sy gewillig sou wees om die onmoontlike te glo. Hy het geweet dat sy gewillig sou wees om die prys te betaal vir haar geloof. Hy het geweet dat sy gewillig sou wees om die ma van 'n buiteegtelike kind te word, sodat sy God se seun in die wêreld kan inbring. Maria het ja gesê vir skande en eer. Sy het ja gesê vir God se krag en ja gesê vir die onmoontlike. Haar ja-woord het vir haar 'n 33-jarige las gebring van hartseer en ontwrigting. Sy het wel vreugde beleef om die ma te kon wees van die seun van God. Haar beloning daarvoor sou wees dat niemand anders ooit groter as sy sou wees nie. As ons vanoggend vir Maria hier in die kerk kon inroep en vir haar sou vra, was dit die moeite werd? Sou sy weer ja sê. Maria staan dus as 'n model vir alle gelowiges, maar veral vir vroue. Sy is 'n model van om oop te wees vir die groot onmoontlikhede van God. Sy is 'n model van geloof te midde van baie natuurlike twyfels. Dit is steeds waar dat niks onmoontlik is vir God nie. Dit is net so waar vandag as 2000 jaar gelede. Dit is ook net so waar dat iemand moes ja sê of die onmoontlike sou nie plaasgevind het nie. Daardie gedagte behoort ons te bemoedig in Kerstyd, want die Kersfeesstorie is gevul met wonderwerke van begin tot einde. Die wyse manne het 'n ster in die hemel gesien en van ver af gereis na Bethlehem.
Die engele het gaan sing selfs vir die skaapwagters om die koms van Jesus aan te kondig. 'n Ou vrou het geboorte gegee aan 'n seun met die naam van Johannes. 'n Maagd het swanger geword. 'n Bose koning stuur toe later sy soldaat om al die babas in Bethlehem uit te roei, behalwe die een baba wat hy die graagste wou doodmaak. So word Josef gewaarsku in 'n droom om die bose koning se planne te ontwyk, en so kon hulle ontsnap na Egipte ter 11de ure. Daar's baie wonderwerke in die Kersfeesverhaal. Dit is asof wonderwerke en Kersfees twee woorde is wat saam hoort. Dis goeie nuus vir almal van ons, en baie goeie nuus vir party van ons. Party van ons dra swaar laste vandag. Vir party is hierdie Kersfees die eensaamste tyd van die jaar. Party van ons staar 'n finansiële krisis in die oë wat hopeloos lyk reg nou. Party van ons wag vir 'n werk en het geen leidraad om op te volg nie. Party van ons kyk na 'n huwelik wat erger geword het en hopeloos lyk. Party van ons het vervreemd geraak van ons eie families. Party van ons het kinders wat ver weg van die Here af leef. Party van ons voel alleen en ver weg van God af. Die lysie gaan aan en aan, maar al hierdie dinge het een ding gemeen. Dit lyk onmoontlik om opgelos te word deur enige menslike poging. Dis geen wonder ons voel hopeloos nie. As mense al jou probleme kon oplos, sou dit lankal al opgelos gewees het. Onthou egter dit, Kersfees gaan oor wonderwerke. Wat 2000 jaar gelede gebeur het, kan nog steeds vandag gebeur. God spesialiseer in die onmoontlike dinge. Hy kan dinge doen wat geen mens kan regkry nie. So wat wil God van ons hê? Ons totale verstaan van die toekoms, voordat ons hom sal vertrou? Nee, dis onmoontlik. Dis beter vir ons as ons nie weet wat die toekoms alles vir ons inhou nie. Wil hy hê dat ons perfekte kennis van die Bybel moet hê? Nee, as dit die geval was, sou niemand hom kon vertrou nie. Want ons kennis is maar beperk. Moet ons dalk geestelik beter wees as die heiliges van die vorige eeue? Nee, baie min van ons sou kwalifiseer. So wat wil God van ons hê? Dieselfde ding wat hy van Maria verwag het. Eenvoudige geloof, dat hy sy woord sal hou te midde van onvoorspelbare en ook voorspelbare tye. Vader, ons vra nie vir meer geloof nie, ons vra eerder dat U vir ons die moed sal gee om die geloof wat ons al reeds het uit te leef. Maak ons meer soos Maria, wat gewillig was om te glo ten spyte van haar twyfels. Ons bid dit in die naam van Jesus, die een wie se geboorte ons hierdie Kerstyd vier. Amen.